in die kerk sit en slaap in die donker. Maar voor ek verder gaan, ek dink die eerste een nou is, kom ons doen dit eers. Die kinders moet verdaag, want hulle wag daar vir julle in daai warm saal. So, saam met wie gaan hulle vanoggend? Oom Jannie. Ja, daar is hy. Vriende, terwyl hulle uitstap, dis lekker om terug te wees. Dis lekker om vir 'n slag weer hier voor te wees en saam met julle te kan wees en die Here te aanbid. En my hart vanoggend is dat die Here jou sal ontmoet op die plek waar jy is. Want dis presies waaroor ons vanoggend gaan praat. Waar pas ek in? Op watter plek is ek? In watter omstandighede is ek? Want kyk, waar sit ons vanoggend? Alles is de mekaar. En ek wil jou groet met die volgende woorde. Genade en vrede aan julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van die Here Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. Vriende, voor ek ernstig raak, wil ek julle vra, hierdie aanbiddingsspan het vanoggend spesiaal ekstra vroeg ingekom, want hulle moes deur 9 liedere werk, ons gaan nog verder sing daarmee, en hulle was almal baie vroeg hierso. En ons eerste generator het die gees gegee. En toe het ons die tweede generator gaan haal, en nou het ons 'n bietjie lig en instrumente. Julle, kom ons gee hulle hande klap, want dis mense wat dedicated is. En hulle is nog nie eers klaar vir vandag nie, ons gaan nou verder die Here loof. Maar kom ons begin by vanoggend se tema, en voor ek begin met die tema, want die vraag vanoggend is, waar pas ek in? En om dit uit te vind, wil ek eers vir jou vertel, wat is jou waarde? Wat is jou waarde? Want vir my en jou in ons lewe, pas ons goeders in hulle waarde. Jy gaan beslis nie 'n houer met ou karolie tussen die kruidenierswarebere nie, want hy het nie die waarde van kos nie, seker reg. Daar pas hy nie in nie, hy pas op 'n ander plek in. Jy gaan nie vreemde goeders meng met iets nie. Selfs met jou persoonlike lewe, daar's goeders wat vir jou sekere waarde het. Jy sal tyd daarin gee. Dit sal inpas in jou dagboek. Dit sal inpas in wat jy doen en wat jy beplan. Want dit het 'n sekere waarde. En dieselfde geld vir my en vir jou. En ons het ook 'n sekere waarde, en ons sukkel vreeslik met hierdie waarde. Ons sukkel om hierdie waarde te verstaan. So hoe gaan ek bepaal vanoggend, wat is jou en my se waarde? Ek dink ons moet by die begin begin. Kom ons begin heel by die begin, waar alles gemaak is, en hoekom bestaan alles om ons, want ons is onseker as mens, maar waar pas ons presies in? En ek wil vir jou iets leer, en wil vir iets wys vanoggend, want die skepping het sekere basiese elemente nodig om te bestaan. As hy dit nie het nie, gaan hierdie planeet nie werk nie. Daar's nie 'n manier nie. Ons het sekere goeders nodig. Want sonder dit is die planeet nie volhoubaar nie. Ek's nie wetenskaplike vanoggend nie. Ek het nie al hierdie kennis nie. So ek het 'n bietjie huiswerk gedoen, en in my onkunde gaan ek dit probeer vir jou verduidelik. En ek hoop jy kan sien hierso voor waar ek 'n klomp sulke boublokkies het. So daar's 10 goed op hierdie planeet wat nodig is om dinge te laat werk. So ek hoop jy kan raak sien wat ek hierso het. Ek sulke wit blokkies, kan julle hulle sien? Is nie 'n towenaar of 'n kulkunstenaar. Ek dink een van die goed wat ons nodig het om te bestaan, die eerste ene, kom ons kyk, is grond. Nie waar nie. Kan julle hom sien daar waar hy staan? So net nie. Ek dink nog 'n belangrike ding wat ons op hierdie planeet nodig het, is 'n water. Dan nou mooi pak daar sê. Volgende ene wat ons dalk nodig het is minerale. Ek dink minerale is belangrik. Ek het nou daai minerale gaan ons, kom ons sit 'n M daar. Ek is nie goed met skryf nie, veral nie op 'n bord nie. Saam met minerale en grond en seker goed, maar daar sekere mikroorganismes wees. So kom ons maak 'n M en 'n O. Daar's dalk geleerde woorde daarvoor, maar ek dink jy het nou die prentjie. Dis sekere goed waar ons mee moet begin. Maar dis nie al nie. Die volgende ding wat jy nodig het is lug. Nie lig nie, ons gaan nou by hom kom. Lug, eintlik suurstof. Is hy reg daar? Volgende ene wat jy gaan nodig het is nou lig, sonlig. Ek bedoel as ons die son afsit vir 'n paar dae, gaan dinge nogal baie sleg wees. So, kom ons maak 'n S vir son. As jy daar kan sien, lyk meer vir my soos 'n 5. Dan sê.
Wat het ons nog verder nodig? Kom ons kyk hierso. Ons het 'n klimaat nodig. Met ander woorde, daar moet reën wees en daar moet weer wees. Want die planeet gaan nie funksioneer daar volgens nie. So, ons maak hom 'n K. Dis hy. Nou verstaan julle waarom my studente by die universiteit nie verstaan wat gaan aan as ek klas gee nie. Ons het volgende goeders wat ons nodig het vir hierdie planeet. Uit die aard van die saak is plante. Ons het plante nodig. Hoe moes dan? En natuurlik diere. En die laaste ene van die lot, ek gaan nie sê mens nie, ek gaan sê ek. Ek hou daarvan. Dis ek en jy. Daar's hy. Daarso is 9 boublokkies plus 'n 10de ene. Maar nou het ek 'n vraag vir jou in hierdie skepping wat ek het. Watter blokkie kan ek afhaal en niks sal gebeur nie? Die mens. Nou die slim mense, die geleerde ouens gaan vir jou sê, dit is so, hierdie planeet sal kan bestaan sonder enige mens op. Alles sal groei, diere en plante sal daar wees. Ek dink dit sal beter met die planeet gaan as ons die mens dalk verwyder. Want as ek enige iets vat wat onder is, wat kan ons uithaal? Kom ons haal dit uit. Nou, daar staan hy nog. Hierdie planeet van my doen nie baie sleg nie. Kom ons kyk, watter ene het ons hier? As ek hom vat, val alles in mekaar. So wat sê ek eintlik vir jou vanoggend? Jy's toe nie so oulik as wat jy gedink het nie. Want hier sit jy. Want sonder jou kan alles voortbestaan. So wat op aarde soek jy hier? Hoekom is daar mense op aarde? Is ons nie oorbodig nie? Dis 'n goeie vraag om te vra. En ek vat hom wyd, jy moet wakker wees vanoggend. Ek gaan hom vir jou wyd vat soos 'n very maak advertensie en ek gaan vir jou die antwoord aan die einde gee. Maar waar pas ons in die prentjie in? Is die groot vraag. En hoekom? Ek het vir jou nuus. Jy het 'n spesiale plek as gevolg van jou waarde. Daar is 'n spesifieke plek en daardie plek is al die ander boublokkies onder die mens is die habitat, die woonplek. Alles wat om my en jou is deur God gemaak vir my en vir jou. Hy het al daardie ander boustene gemaak sodat ek en jy kan lewe. Dis hoe belangrik jy is. So kom ons gaan terug na die begin toe. Ek bedoel, ons gaan na Genesis toe. In Genesis, ek gaan hom nie vir jou lees die hele hoofstuk nie, het God gesê, kom laat ons mense maak. En toe skep hy hierdie habitat eerste in 6 dae. Kom ons stop nou daar vir 'n oomblik. Ek kry dadelik die vraag, hy's daar in jou kop, maar wat is evolusie? Want hierdie ou sê dis 6 dae. Dis 'n goeie vraag. En die probleem is, daar is van ons wat glo in die woord van die Here, wat glo in die Bybel, en dan sê dis die waarheid, maar partykeer sukkel ons so bietjie. As goed wat ons nie so lekker verstaan nie, so dan besluit ons, nee, kom ons help die Here met sy skepping. Hy het nie baie goed gedoen nie. Dan bou ons nou 'n stukkie hier in. Wat het ons nou gedink? Okay, goed, die Here sukkel so 'n bietjie met hierdie gedeelte. Kom ons sit vir hom ietsie daar. Ons help hom want hy kom nie lekker reg nie. Sekere goed wat nie lekker werk vir ons. Hierdie 6 dae werk nie. So ons bou dit in en daar's verskillende teorieë oor met die woord teorieë. Maar daar's 'n probleem wat jy het. En ek weet daar's baie Christen mense wat daarin glo dat daar moet 'n stukkie evolusie in wees. As jy die deur oopmaak vir evolusie, net so klein oopmaak, en jy sit 'n stukkie evolusie by, kan die volgende ou die deur groter oopmaak en hy sit bietjie meer by. En hierdie ou besluit nie, maar hy sit nog 'n bietjie by. En so help ons die Here, en nie lank voor kort nie, dan wat sit ons mee? Dan val die 6 dae uitmekaar uit. Ek wil nou nie jou deel is verniet, kos jou niks vanoggend nie. Maar God het die hemel en die aarde gemaak in 6 dae. Ek glo dit met my hele hart. Eksodus 20 vers 11 sê dit so mooi. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en alles gemaak, daar wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Jy gaan 'n geloofsbesluit moet neem. Ek vat jou met 'n draai vanoggend. Jy gaan 'n besluit moet neem, glo jy die woord van God? Want as jy die Here wil help met die evolusie, en jy gaan hom so 'n bietjie hulp gee daar, dan sit jy met 'n God wat nie alles kan maak nie, dan
jy hom natuurlik ook help, dan kan ons ook nie glo dat God kan genees nie. En as hy nou nie dit gaan regkry nie, dan kan God aan mense se harte nie verander nie. Dis 'n gemors. Jy moet dit vas in jou hart hê. God het die hemel en die aarde in 6 dae gemaak. Ek glo dit vas met my hele hart. Maar kom ons kom terug, ons is eintlik op pad na 'n ander plek toe, ek wil net vir jou 'n stukkie gee. Ek wil vir jou Genesis 1 vers 26 lees, en kom ons kyk of ons sonder die krag, daar is hy. Jy het nie nodig om met jou Bybel te lees as jy nie 'n flitsie het vanmôre nie. Maar jou selfoon sal werk, want dit is bietjie donker. En daar is 'n paar van hulle wat wil baie. Kom ons gaan na Genesis 1, dis die eerste boek in die Bybel, hoofstuk 6. Genesis 1, eerste hoofstuk, vers 26 en 27. Kom ons hoor 'n bietjie, wat het die Here gemaak met my en jou? God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en ook die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep, en na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Jy is hier, want God het so besluit. Jy sit heel bo aan al die boustene van die natuur, want God het so besluit, nie jy nie. Ek sê dit altyd in begrafnisse, daar's 2 goed, maak nie saak aan wat se geloof jy glo, daar's 2 goed wat jy nie gaan verander nie, is jou begin en jou einde. God bepaal dit. Wat jy tussenin doen, dit kan jy verander in jou lewe. God het my en jou gemaak, en hoe lyk ek en jy? Soos hy. Want ons is anders as die res van hierdie planeet. Ons verskil. Ons lyk nie dieselfde nie. Ons redeneer nie dieselfde nie. Ons het ander planne. En dan wil ek jou verder vat oor hierdie skepping, en ek wil die kringetjie begin kleiner en kleiner trek, en dan wil ek met jou deel, 'n man met die naam van Dawid het 'n psalm geskryf. En soos ek al reeds gesê het laas Sondag, as jy wil weet hoe lyk die Kalahari, dan gaan lees jy Psalm 8, en ek wil hê jy moet saam met my hierdie psalm lees, en kom ons kyk weer, wie en wat is ek en jy volgens Dawid. Nou, voor ek verder gaan, as jy nou begin lees daarna, gaan jy eers die woorde kry, Here ons Here. Baie interessant, Dawid skryf daar, Adonai Elohim. Adonai Elohim Yahweh. Yahweh was die woord vir die Jode, Israeliete, vir hulle God. Hy gebruik die woorde Yahweh, ons God. Elohim is God, die ene wat geskep het. Daarom sê hy dit 2 keer, dis nie net vir die mooiigheid nie. Vers 2. Here ons Here, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. U wat u luister bo die hemelruim vestig. Deur die mond van die kleuters en die suigelinge het u mag gevestig, van wie u teenstanders om vyande en wraakgierige stil te maak. Wanneer ek na die hemelruim kyk, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u aan hom aandag skenk. U het hom net minder as 'n hemelwese gemaak. U het hom net eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles onder sy voete gestel, al die kleinvee en beeste, ja, selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, want u wat verbytrek op hulle roetes deur die oseaan. Adonai Yahweh, sê hy daar, hoe magtig is die naam oor die hele aarde. Wat hy doen is, hy sê, my God. Nie enige God nie, my God. Wat het Psalm 18 mee te doen? Hier's 3 waardes wat ek vanoggend met jou, lyk soos vanoggend met jou wil deel. Om vir jou iets te sê van jouself, en dan gaan ons kyk na jou eie uitdagings. Nommer 1 wat jy gelees het in Genesis 1, jy is na die beeld van God gemaak, ons het dit klaar vir mekaar gesê. Alles wat bestaan is gemaak vir jou gerief, sodat jy dit kan hê. Elke liewe ding is daar gemaak vir my en vir jou. Nog 'n rede hoekom jy gemaak is, hoekom daar 'n ek is, en jy is verhouding met God. Dit is baie eenvoudig, dit is baie kort antwoord. Dit is jou eerste eienskap, en jou tweede eienskap is, jy's net minder as 'n hemelwese. Jy gaan sien verskillende skrif, die Engelse Bybel sê angels, die Afrikaanse Bybel praat van hemelwesens. Wat beteken dit presies? En ek wil graag iets oor hierdie woord sê. 2 Konings 19 vers 35,
kom daar 'n engel en val die Assiriërs deur die nag aan en 185.000 lyke lê buite om die stad. Een nag. Dis 'n hemelwese. Dis wat hy kan doen. 2 Samuel 24 kom Dawid, hy raak arrogant en hy gaan tel die volk en hy probeer op een of ander manier wys hoe wonderlik hy is en die Here stuur 'n engel en hierdie engel tref hierdie manskappe en 70.000 mans is oorlede. En later sê die Here vir die engel, trek jou hand terug en stop. Wil jy met die idee kry, wat kan 'n engel doen wanneer God opdrag gee? En dan sê hierdie skrif, jy's net onder 'n hemelwese. Dis jou identiteit. Maar ek wil nog verder gaan, ek wil bietjie dieper in hierdie teks ingaan, want Dawid gebruik hemelwese. Die oorspronklike woord vir 'n engel is malach. Maar as jy die oorspronklike Psalm 8 gaan lees in Hebreëus, dan staan daar Elohim. Dawid sê, ek en jy is net onder God. God en hemelwesens, dis alles sy skepping. Dis jou waarde. As jy my nog nie glo nie, Hebreërs 2 vers 9, beamoen dit in die Nuwe Testament, ek en jy is deur Christus net onder God. Dis wie jy is. En wie vat nie jou derde eienskap toe. Daar's nog iets wat jy het, jy's 'n heerser. As ek teruggaan na Genesis 1 en Psalm 8, praat hy van majesteit. God sê ek en jy heers oor die skepping. As jy heers, is jy 'n koning. Dis baie eenvoudig, dis wat daar staan. Psalm 8 maak dit nog mooier. Hy sê jy's nie net 'n koning nie, jy's met majesteit gekroon. Konings dra krone en met eer. Dis wie jy is. Jy het gesag. Ontsaglik baie gesag. Ja. Maar ons kinders van God is mos tussen die vloer en die politoer. Ja, ek is maar net 'n arme Christen. Ek's te bang om met mense te praat oor die Here. Sê nou net, hulle is geafronteerd. Ek is te bang om vir die mense te sê, maar jy het hierdie autoriteit binne in jou. Dis wie en wat jy is. En al die gesag het jy om net een rede, God gee dit vir jou. Al die 3 eienskappe is aan jou gegee deur God. Dis nie jy wat so wonderlik is nie. Dis toe hy bepaal jou waarde. En hy sê in die skrif, jy het 3 waardes. Nou dat ons die inleiding vir vanoggend se preek klaar het, nou kan ons begin met die boodskap. Nee, dis ons basiese beginpunt. Wat is jou waarde? Nou dat jy weet wat is jou waarde, kan ek en jy hierdie vraag van vanoggend vra, nou maar waar pas ek in? Dis een van die moeilikste dinge wat mense het. Vandag is almal deur mekaar, te veel keuses, te veel omstandighede, maar waar pas ek in? Mense sukkel hiermee. Ek gaan vir jou antwoord gee waar jy inpas. Dis nie so wonderlike antwoord nie. Dis in elk geval baie eenvoudiger as wat jy gedink het, want almal vra ons hierdie vraag heeltyd. Baie eenvoudig. Jammer om jou teleur te stel. Weet jy waar pas jy in? Daar waar jy nou is. Net waar jy nou is in jou lewe. Waar pas jy nou in? In jou huwelik pas jy in en jy kan heers met majesteit. Tussen jou vriende pas jy in want jy het hulle gekies saam met God en jy kan heers met majesteit. In jou omstandighede waar jy nou is waar jy inpas want jy kan heers oor omstandigheid. Jy sit met uitdagings, dis wat jy nou het, dis waar jy nou inpas. En jy kan heers daaroor. Jy sit met onsekerheid wat ongelooflik op hierdie stadium 'n probleem tussen mense is. Almal is onseker oor alles. Maar dis waar jy nou is, in daai omstandighede. Jy sit vanoggend hier met groot hartseer, dis waar jy nou is. Dis waar jy nou inpas. Al is dit nie lekker nie. Miskien sit jy met groot vrese.
Jy kan daaroor heers, want jy het mag daaroor, waar jy nou is. Jy sit vanoggend hierso voor my, want dis waar jy inpas vanoggend. Jy's nie per ongeluk hier beland nie. Iets het in jou hart vir jou gesê, kom hier na toe, dis die Heilige Gees, kom ons gee God se Gees die erkenning. Jy sit hier, want jy moet iets hoor, want dis waar jy nou inpas. Hierdie gemeente is op 'n spesifieke plek gesit, oorkant 'n skool en langs 'n ouete huis. Hoekom? En in 'n sekere woonbuurt. Dis waar ons inpas. Dis waar die werk is. Daar is weiërplekke, verseker. Maar God het ons nou hier geplaas om 'n verskil te maak. Daar waar jy is ons om geplant te wees en jy moet net blom. Dis al. Dit klink baie eenvoudig. Dadelik weet ek, die teenreaksie vanoggend wat jy vir my gaan sê is, maar ek sukkel daarmee. Ek weet, ek sukkel ook daarmee. Ek sukkel om in te pas en ek weet nie hoekom nie. Dis waar die moeilikheid is. Ek het weer vir jou 'n eenvoudige antwoord. Hoekom jy sukkel om in te pas? Mense se opinies. Baie eenvoudig. Mense opinies oor jou. Mense is die hele tyd besig met opinies, of om te jou te vertel wat se lewe moet jy lei. Aan die einde van die dag is jy so besig met hierdie opinies wat jy die hele tyd het. Jy verloor die identiteit. Gister by 'n netbalwedstryd praat iemand met my en vertel vir my wat aangaan op Facebook en na sekere goeters op die nuus en na sekere dit en dat. En dan kry hy so 'n vae uitdruk op my gesig en die persoon vra van my, "Wat's fout?" Ek sê, "Ek weet nie waarvan jy praat nie." Iemand het my 3 jaar terug uitgedaag en vir my gesê, "Klim uit sosiale media uit." En ek het vrede. Ek weet ook nie wat in die nuus aangaan nie. Al wat ek sien is as ek by die pomp stop, ja, die petrol is op of af. Want my identiteit gaan oor God se sinne. Dis waar ek inpas. En met hierdie wêreld wat heeltyd met opinies raas en skree, sit ek en jy op 'n plek waar ons net ons identiteit verloor. En ons luister na mense. Het is goed om met mense oor goed te praat, ek is self lief daarvoor. Maar begin by waar ons vanoggend vertrek het. Wat is jou identiteit? As jy die oomblik bepaal, maar dis my waarde, dis die God waarmee ek in hierdie wêreld sit, kan jy op die plek waar jy nou wees, enige iets doen. Enige iets saam met God. Enige iets wat hy wil hê jy moet doen. Ek wil saamvat. Alles wat om jou is, het God gemaak vir jou. Het al hierdie boustene gebou. Alles op hierdie planeet is vir my en vir jou om te kan leef, 'n vol lewe te kan hê. En ons is na 'n identiteit gemaak. En daar's nog meer, die identiteit in die Nuwe Testament, is ons nog kinders van God ook, dit maak dit nog beter. Maar moet dit nie verloor nie. Want aan die plek waar jy nou is, pas jy in, en jy kan daardie situasie hanteer net waar jy sit. Want dis wat die Here vir jou wil vanoggend sê. Ontspan. Hy het jou, hy stap saam met jou. Want jy's net minder as 'n hemelwese. Saam met God het jy hierdie identiteit. Jy is iemand wat kan heers, dis jou identiteit. Die Here het jou klaar op die regte plek gesit, al is dit net hier vanoggend. Jy moet net saam met die Here blom en voluit gaan in die plek waar jy nou in jou lewe is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend voor U en dan besef ons maar, ons is elkeen op verskillende plekke. Plekke wat ons nie verstaan nie. Maar dis waar jy ons geplaas het. Dis waar ons moet inpas. Saam met U. Here Jesus, ek wil vanoggend bid en ek wil vra Heilige Gees om elke persoon wat hier sit en elke gesin wat verteenwoordig word hier waar ons sit, te help met hulle inpas van hulle lewe. Te help om meer en meer te besef, maar ek's nie alleen nie. Ek is waar God my wil hê. Maar ek wil bid, Here, dat U sal kom met U Gees en ons almal se hande sal sterk maak. Sodat ons U sal ervaar. Sodat ons nie bang sal wees nie. Sodat ons elke oomblik van die dag sal stap deur alles, alle omstandighede
en sal besef, ek pas in waar ek nou is. Ek wil bid, Here, dat U ons sal krag gee, dat U ons sal leiding gee in dit wat ons moet doen. Ons bid, Here, dat U vir ons openbaring sal gee van U koninkryk en dat ons U net meer en meer sal ervaar. Amen.